God het hierdie 10 gebooie met sy eie vinger in klip geskryf. En wanneer iets in klip geskryf is, dan beteken dit is vir ewig. Die Bybel leer dat God nooit verander nie. Die 10 gebooie is eintlik die definisie van liefde en die uitdrukking van God se karakter. Die verbreeking daarvan is sonde, want dit wys vir ons juis wat sonde werklik is. As die wet, met ander woorde die 10 gebooie, nie daar was nie, dan sou daar ook nie sonde wees nie. Die 10 gebooie is dus soos 'n spieël, waarin ons kan sien waar ons vuil geword het van sonde. Water kan nie daardie vlekke wat sonde op ons karakter gemaak het, afwas nie. Dit kan ook nie gebeur deur slegs in die spieël in te staar nie. Slegs die bloed van Jesus Christus, ons verlosser, kan ons reinig van ons sondes. Onthou, reëls is meestal goed en daar om jou te beskerm. En dit is veral waar van God se reëls. God het nie vir ons die 10 gebooie gegee om ons pret te bederf of om die lewe vir ons moeilik te maak nie. Hy het dit vir ons gegee omdat hy baie lief vir ons is en omdat hy ons wil beskerm teen die negatiewe en skadelike nagevolge van ongehoorsaamheid. Diep binne in ons harte weet ons eintlik almal baie goed wat reg en wat verkeerd is, omdat ons na die beeld van God geskape is en omdat die Heilige Gees ons voortdurend daaraan herinner. Luister mooi na daardie stem. Dit is gewoonlik 'n sagte een, die een wat vir jou sê, moenie dit doen nie. Het jy geweet dat Adam en Eva heel in die begin net een reël moes gehoorsaam, en dit was om nie van die vrugte van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. Hulle kon van al die ander bome se vrugte eet, en ek dink daar was nogal 'n groot verskeidenheid van vrugtebome gewees om na hartelus van te eet. Daar was net een boom, net hierdie een boom, waarvan hulle nie die vrugte mag geëet het nie. God het hulle gewaarsku en vir hulle baie goeie rede gegee hoekom hulle daardie boom se vrugte nie moes eet nie, want as hulle daarvan sou eet, sou hulle sterf. Dis nogal 'n goeie rede, dink jy nie? God wou vir Adam en Eva beskerm, deur vir hulle te leer om aan hom gehoorsaam te wees. Hy wou nie hê dat hulle van hartseer en boosheid moes leer nie. Maar die keuse was in hulle hande, want onthou, ware liefde moet altyd vir jou die vryheid gee om self te kan kies. Hierdie keuse was veronderstel om 'n baie maklike een te wees, want hulle het, soos genoem, beslis meer as genoeg gehad om te eet.